Al wat baie keer nodig is om mense se pyn raak te sien, is om ons oë oop te maak. Floor bly in 'n klein dorpie in Costa Rica. Sy het 'n groot stryd gestry met alkohol en dwelms tot die dag wat sy vir Arlene ontmoet het, haar 70 Adventiste buurvrou. Ek was lui, het altyd op die strate rondhang. Ek het baie verkeerde dinge gedoen. Ek was op soek na God, maar niemand kon my help nie. Arlene en Floor het baie jare in dieselfde omgewing gebly, maar sy het nooit regtig opgelet na die manier hoe Floor geleef het nie, totdat sy eendag by haar gestop en met haar gepraat het. Sy het vir Floor gevra of sy enigiets nodig het en Floor het onmiddellik begin huil. Ek het na die winkel toe gegaan en vir haar iets gekry om te eet. Ek het vir haar gevra of ons saam Bybelstudie kan doen en sy het dadelik ja gesê. So van toe af het ons saam die Bybel begin bestudeer. Arlene het haar predikant omtrent Floor vertel. Hulle het gereeld vir haar kos gebring en Bybelstudie saam met haar gedoen. Ek kom bid gereeld vir haar. Sy is ook baie lief vir die liedjie, gee my 'n nuwe hart, o Heer. Wanneer ons in die oggende saam bid, sit ek altyd daardie liedjie aan, sodat sy daarna kan luister. Dame nuevo corazón, Señor. Dame nuevo corazón, Señor. Ay, Dios, qué linda. Sy het besluit om gedoop te word. Die dag met haar doop het al die gemeentelede haar met 'n groot omhelsing verwelkom en sy was so gelukkig. Ek dink daar was dalk 'n lang tyd in haar lewe wat niemand haar ooit 'n drukkie gegee het nie. Ek het soveel geluk en vreugde ervaar elke keer wat sy hier saam met my kom bid het in die oggende en dit het so my onbeskryflike warm mooi gevoel in my hart. Ek het begin kerk toe gaan, ek is gedoop en ek is so gelukkig. Floor se lewe was verander en sy sukkel nie meer met haar verslawing soos vroeër nie. Net soos Floor sukkel baie mense met groot probleme en hulle kry dit swaar. Hulle het ons bemoediging, ondersteuning en gebede nodig. As 70 Adventiste het ons 'n spesiale sendingopdrag om God se liefde met die mense rondom ons te deel, veral die wat swaar kry. Kom ons wees bewus van die mense wat seer het in ons gemeenskap en wys hulle die vreugde wat daar te vind is in Jesus.